Geliefde luisteraars, dit is weer ek Adrian hier met my tydgleef, wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek groet in die wonderlike en die kragtige naam van ons Here Jesus Christus, en ek dank God vir nog 'n geleentheid om sy woord met julle te kan kom deel. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek glo en vertrou op die Here dat het goed gaan met u. Ja, tog ervaar ons ook verdrukking en teenstand in hierdie lewe, en wil ek u graag bemoedig ook op hierdie dag deur Gods woord van Jesaja 40 vers 13 wat sê: maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Halleluja, prys die Here van die leerskare. Maar as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ons sal uit die stryd tree as oorwinnaars in Christus Jesus. Amen, amen. Nou, liewe luisteraars, die tema vir vandag se boodskap is: sit en wag voor jou mond. Ja, sit en wag voor jou mond. Nou, die skriflesing kom vanuit Jakobus 3 verse 1 tot 12, en u is welkom om die Bybel daar oop te maak en saam te lees, as u graag wil. Ek gebruik die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel vir die voorlesing. Nou, broeders en susters in ons Here Jesus Christus, vandag wil ek praat oor die mag van die tong. En ja, jy het reg, daar is soveel wat gesê kan word oor die tong, dit oor die woorde wat ons spreek. En die tong is 'n vername liggaamsdeel, en daarsonder kan ons nie praat, eet of proe nie, alhoewel die praatgedeelte hier die deurslaggewende rol speel. Die klem val daarop, het gaan hier oor wat ons spreek, oor wat uit ons monde uitkom. En ons woorde het die mag om lewe te gee. Ons kan ander mense daardeur bemoedig en opbou. Ons woorde kan troos en leiding bied. Ons kan God loof en prys daarmee. Ons kan die evangelie verkondig met ons woorde. En ons kan in liefde die waarheid praat, nie waar nie? Maar net so ewenweens kan ons die tong inspan om heeltemal die teenoorgestelde te doen. En dit is hier waar die tong toksies raak en woorde spreek teenoor ander wat hulle afbreek en verkleineer. Woorde wat vanuit ons monde rol, wat klink soos 'n outomatiese geweervuur. Dink maar aan as ons kwaad is, hoe vinnig praat ons. En die woorde stroom net uit die mond uit. Woorde wat ewige skade aanrig aan mense. Die tong is dan soos 'n enkele vuurhoutjie wat 'n groot vernietigende brand veroorsaak. Liewe luisteraar, hoeveel keer het u en ek al sulke woorde aangehoor? Ja, dis niks lekker nie. U sal weet waarvan ek praat. En nog erger, hoeveel keer het u en ek nie al onsself skuldig gemaak aan hierdie soort gedrag waar ons vernietigende woorde gespreek het, teenoor 'n kind, of teenoor jou eggenoot, of iemand by die werk nie, soveel so dat ons wens, ons kon dit terugtrek. Maar dis reeds te laat, die skade is reeds gedoen. Dit is in hierdie stadium van spyt, dat ons eerder wens, ons het die spreekwoordelike wag voor die mond gesit. En kom ons gaan oor na ons skriflesing en sien wat Jakobus ons sê deur die woord oor die beheersing van die tong. Die bekendste verse hieroor kry ons in Jakobus 3 verse 1 tot 12. En kom ons kyk dan wat ons daaruit kan leer. En kom ons gaan oor na die skriflesing toe, soos ek gesê het. En dan Jakobus 3 van verse 1. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op die groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand.
Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense, wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. In die laaste vers 12, 'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voorbring nie. Ja, tot sover. Salig is die wat die woord van die Here ontvang en dit in hulle harte bewaar. Amen. Liewe luisteraar, die apostel Jakobus kom hier in vers 1 en vermaan ons wanneer hy sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Nou die boodskapvertaling lui as volg: my vriende, daar moenie te veel van julle wees wat die ander in die gemeente wil leer nie. Dit is 'n verantwoordelike werk. God stel strenger eise aan sulke mense. Jakobus illustreer hier dat 'n mens eers jou eie kommunikasievermoëns en vaardighede moet ondersoek, voordat jy as leermeester 'n ander kan leer. En daarom sê hy, dat daar nie te veel leermeesters moet wees nie. En waarom sê hy dit? As u en ek nie ons eie tong onder beheer het nie, hoe sal ons dan 'n ander ene reg kan leer en onderrig? Hy sê ook, dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Jakobus rig nie net sy waarskuwing van hoe ons deur God beoordeel en geoordeel sal word nie, maar maak dit hier op homself ook van toepassing. Jakobus kom in vers 2 en hy verwys na die volmaakte mens. Hy sê, almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Nou, ons almal maak egter foute en sê verkeerde dinge. Niemand van ons is volmaak nie. En sou dit wel die geval gewees het, dan sou ons in staat gewees het om alles in eie krag te kan doen. Maar dis juis, ons is slegs mens. Ons is afhanklik van God se krag en genade. In verse 3 en 4 gebruik Jakobus die beeld van 'n stang wat in 'n perd se bek gesit word, sodat die perd die geleier of ruiter gehoorsaam kan wees. Dieselfde met die roer van 'n boot wat gebruik word om dit te stuur in 'n sekere rigting, soos die stuurman wil. Die roer is klein, maar stuur tog die boot. Net soos die tong, maar ook 'n klein ledemaat, maar dit het groot krag. En Jakobus wys ons daarop dat die tong die mag het om 'n mens sy hele liggaam te beheer. Nou net soos ek nou gesê het, is die tong 'n klein ledemaat, wat op groot dinge roem. Die tong is die klein vuurtjie volgens vers 5, wat die groot hoop hout aan die brand steek. En weer eens wys Jakobus ons daarop, dat die tong baie mag het. In vers 6 vergelyk Jakobus die tong, wat soos 'n vuur is. Dit is die wêreld van die ongeregtigheid. Die ergste is dat die duiwel is die ene wat die vuur in jou mond kom aansteek, en jou hele lewe kan vernietig. In verse 7 en 8 leer ons dat die mens baie dinge kan regkry, want elke soort natuur en wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem, en is getem deur menslike natuur. Dis die mens wat kom en hulle tem. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Sterk woorde wat Jakobus hier gebruik. Hy sê, dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. En diere se instinkte kan getem word deur die afrigting en die straf, maar die sondige natuur
wat giftige woorde inspireer, is buite ons beheer. Slegs die werking van die Heilige Gees kan hierdie verwoestende mag beheer. Ons lees ook in Psalm 52, verse 4 en 6, en ek haal aan, jou tong beraam onheil, soos 'n geslypte skeermes, o werker van bedrog. En in vers 6, jy hou net van woorde wat verslind. Ja, jy hou net van woorde wat verslind, o bedrieglike tong. Jy sien hierdie tong, wat maak dat ons kan praat, veroorsaak baie slegte en negatiewe dinge. Het hierdie tong wat ons nie beheer nie, en wat geen mens kan tem nie, praat ons leuns. Ons bring valse getuienis teen ander, vele kere oor jaloesie en afguns. Ons beledig, ons verkleineer, ons veroordeel ander. Ons skinder van ander mense, die skinder is 'n groot ding. Nou het jy gehoor Piet en Sarie, en Koos en Martha daai. Die skinder is 'n lelike ding. Ons vloek seker die ergste van almal. Ja, die vloek is seker die ergste ene van almal. Die vloektaal wat so geuiter word. Jy sien, dit is die vyand wat wil hê, ons moet dit doen. Die woorde val soms so vinnig, dat ons dit nie eens meer agterkom nie. En nog erger, as ons kwaad is, onthou ons soms nie eers wat ons gespreek het nie. Maar een ding staan uit. Ons spreek gewis die dood oor ander uit, wanneer ons so optree. Liewe luisteraar, hoeveel ongelukkigheid, hartseer, verwerping en bitterheid het ons woorde nie al tot gevolg gehad nie. En natuurlik kan die vraag ook gevra word, hoeveel van u was al aan die ontvangkant van hierdie woorde, wat nou moet deel met die seer, met die verwerping, die bitterheid en so meer. Die woorde val na beide kante en het 'n vernietigende effek. Niks goed kom daarvan nie. Dit veroorsaak ewige skade, ewige skade. Maar nou ook genoeg van die negatiewe. Laat ons eerder let op die positiewe dinge, wat ons kan doen om opbouend en positief te spreek. Alhoewel die tong 'n dubbele rol het wat dit speel, kan ons die positiewe ook uithaal. En as ek verwys na die dubbele rol, dan haal ek weer aan verse 9 en 10 uit die Bybel uit. En ek lees weer vers 9, daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense. Ons loof God met ons tonge, maar in dieselfde asem vervloek ons die mense daarmee. Mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Vers 10, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. En dis die waarheid. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Dit behoort nie so te wees nie. Jy sien, hoe kan ons tonge werk? Dit is 'n dubbele rol wat dit speel. Maar laat ons eerder die positiewe daar gaan uithaal. Jy sien, kom laat ons oplet na dit waarvoor die Here vir ons 'n tong gegee het in die eerste plek, en toe hy ons geskape het. Laat ons eerder die Here se lof besing en hom verheerlik. Om die goeie evangelie te verkondig, al dis sy opdrag in Matteus 28:19 en Handelinge 1 vers 8. Dat ons eerder die tong gebruik om te getuig oor die goedheid van die Here. Dat ons woorde spreek om ander te bemoedig deur Gods woord en saam met hulle te bid. Om 'n ander te komplimenteer, om vergifnis uit te spreek teenoor die wat teen jou gesondig het, maar ook om vergifnis te vra aan die wie jy te nagekom het deur jou woorde en jou dade. Om die Here te besing met lofliedere en sang. Omdat ons die tong gebruik om net die waarheid te praat. Die Here staan slegs vir die waarheid. Hy sê dit ook vir ons in Johannes 14 vers 6. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ja, ek is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy sien, om integriteit te bewys. Ons gebruik die tong om iemand, of jou kinders, of jou vrou, of jou man te vertel jy het hulle lief, net soos God vir u en my lief het, en dit spreek deur sy woord.
Jy sien, daar is nog so baie ander goeie dinge wat ons kan sê en waaroor ons kan praat. Ons lees in Spreuke 6 dat 'n leenagtige tong en 'n valse getuie wat leuns praat en tweedrag tussen broers saai 'n gruwel is vir die Here. Dit is van die 6 dinge wat God haat. Laat ons nie daar gaan nie. Dit verheerlik God nie en is ook nie in sy wil vir ons nie. Daarom, liewe luisteraars, is my vraag vandag: in wie se diens gaan u en ek vandag ons tong stel? In wie se diens gaan u en ek vandag ons tong stel? Gaan dit wees in God se diens of Satan se diens? Om te vervloek soos in vers 9 van ons teks staan? Of gaan ons tonge in God se diens stel? Alles wat mooi en opbouend is, alles wat rein is. Gaan ons eerder dit praat? Alles wat mooi en opbouend is, alles wat rein is. Kom ons maak gebruik van hierdie dag en elke dag hierna, om ons tonge te gebruik tot 'n seën vir ander, om die naam van die Here groot te maak. Laat ons hom verheerlik deur ons woorde. Laat ons vir iemand met goeie woorde opbou en bemoedig vandag. Daar is soveel mense wat bemoediging nodig het. Jy kan maar slegs om die rond kyk, dalk ken jy iemand wat bemoediging nodig het. Bel daardie persoon, of reik uit na hulle. Gaan vertel vir iemand vandag, ek het jou lief met Jesus liefde. Of gaan sê vir iemand vandag, komplimenteer hulle, jy lyk mooi, of wel gedaan, jy het jou goed van jou taak gekwyt. Indien jy 'n geliefde, 'n vriend of iemand anders te nagekom en seer gemaak het in die verlede, gaan sommer vandag nog en gaan maak dit reg met daardie persoon. Ja, laat daar restituisie plaasvind. En vergewe ook die wat dit aan jou gedoen het. En spreek hulle vry. Onthou, Jesus het gesê, vergewe 70 maal 7 keer. Vergewe hulle, spreek vry. Vergewe 70 maal 7 keer. En as jy self sukkel met 'n onbeheerste tong, bid en bely jou tekortkominge en sonde teenoor die Here. God het vir ons sy gees uitgestort om ons met ons Christelike lewe te help. Hy is dus ook daar om ons te help om ons tonge in toom te hou. Vra hom om deur sy gees beheer oor jou tong te neem en jou te help om net woorde te spreek wat mooi en opbouend is vir ander om te hoor. Die Heilige Gees woon in jou om jou daarmee te help. Ek gaan begin afsluit, liewe luisteraars. Laat ons daadwerklik as kinders van die Here 'n wag voor ons mond sit, voordat ons net 'n klomp woorde uiter, wat net skade aanrig. Ja, dit bring hartseer, dit bring bitterheid, dit bring verwerping. Dis nie dinge wat ons wil praat nie. Die Heilige Skrif leer ons ook die volgende in Spreuke 18 vers 21, dat die dood en die lewe in die mag van die tong lê. Jy sien, ons woorde verklap wie ons regtig is. In Matteus 15:11 lees ons ook dat dit wat in die mond van die mens ingaan, nie die mens onrein maak nie, maar wel dit wat uit die mond uitgaan. Ja, dit wat uit ons monde uitgaan, dis dit wat ons onrein maak. Kolossense 4 vers 6 sê ook duidelik vir ons, en ek sluit af met hierdie vers, Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Amen. Kom ons sluit die oë, laat ons bid. Hemelse Vader, ons sluit die oë en kom nou in u teenwoordigheid. U wat die heilige, alomteenwoordige en algenoegsame God is, wie hemel en aarde geskape het, hoe groot is u die Here. Word dan nou ook verheerlik in hierdie dag. Dankie vir die liefde, barmhartigheid en genade. Dankie vir hierdie woord wat vandag kan uitgaan. Ons kom en bely in hierdie dag, Here, dat ons tonge menigmaal die vuurhoutjie is wat groot vure aan die brand steek. Ons uiter woorde wat doodspreek oor ander, sonder dat ons dit eers behoorlik besef. Woorde wat diep seer maak, afbreek doen, beledig,
vloek. Dit veroorsaak verwerping en bitterheid. O Heilige Gees, kom raak ons aan en tem ons tonge, sodat ons woorde sal bedink, dat ons eerder die woorde van opbouende aard sal spreek, wat verander tot 'n seën sal wees en lewe sal bring. Dat ons lofprysing aan U sal bring. Dat ons met die mond sal evangeliseer, Here, om siele vir U koninkryk te win. Help ons dat ons ander sal vergewe en vryspreek wie ons verbaal mishandel het, en vergeef ons ook wat sulke woorde uitgespreek het teenoor ander, wat hartseer, verwerping en bitterheid tot gevolg gehad het. Ons wil U verheerlik, Here, met die woorde wat uit ons monde uitkom. Help ons om woorde te spreek wat aangenaam is en met sout besprinkel is, sodat ons kan weet hoe om elkeen te antwoord. Ons loof, prys en eer U daarvoor. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Liewe luisteraar, mag jy 'n voorspoedige en 'n geseënde week ervaar. Gaan dan nou ook in die liefde en die vrede van ons Here Jesus Christus. Ek groet U tot 'n volgende keer. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.